Week 11 het begin met ons anniversary. Ons het 'n bietjie tyd uitgevat en uit gaan span by 'n lekker hotel waar ons bederf is. En toe is ons na ons volgende stop, 'n agritourisme stop by Mrizi Izanawe. Dit is op 'n plaas in die binneland. Dis 'n lieflike plek. Hulle het 'n bokboerdery waar hulle kaas maak. Hulle het 'n wingerdboerdery, hulle maak hulle eie wyne en dan kook hulle verskillende konfyte en doen verskillende dinge daar. En dan eintlik die hoofding op hierdie plaas is dat hulle het 'n fantastiese restaurant waar hulle allerhande kosse maak met produkte net van hulle plaas af. En dan gaan sit jy en jy eet hierdie heerlike kosse van hulle, alles buffet styl. Gevoel die ouens het 'n bietjie sin vir humor. Byvoorbeeld al hulle ou bomskuilings het een of ander tema waarvoor ons hulle geverf het. En dan natuurlik die een wat die lepel in die dak steek, die hamburger wat vir ons baie mooi was. Ons het ook opgegaan na hulle kelder toe, wat voorheen 'n ou tronk was, klein plekkie, waar hulle wyn maak. Hulle maak so 5 bottels, 5 soorte wyn. Ons kon ongelukkig nie proe nie. Hy het ook so vinnig vir ons deur die kaas fabriek te gevat. En dan het hulle sulke koelkamers waar hulle koue vleis droog en wat ons aan die boek gekoop het en geproe het van. Die res van die toer het hulle ook gewys, het hulle gebruik alles op die plaas, roos, water, hulle het selfs dennebolle wat hulle aftreksels gaan maak. So dit was regtig vir ons interessant geweest, selfs die staanplek. Ons het saam met so 4 ander motorhomes gestaan onder 'n prieel waar daar nie net 'n drywer was nie, maar ook wat ek dink seker 'n tipe van 'n besie, 'n braambesie of so ietsie is wat hulle ook gebruik. Ons kon 5 daarvan gekoop het met 'n lieflike uitsig oor die vallei net aan die oorkant. Ons het na een dag se uitkamp op die plaas het ons verder loodgery na Skottel toe, wat net so 10 km van die Lake Skottel resort is waar ons die res van die 10 dae uitgespan het. Die dorp self het ons nie regtig beïndruk nie, so ons het net vinnig deurgery, een of twee goedjies gekyk, na die moskee gegaan, maar toe is ons sommer reguit na die kampplek toe en daar het ons toe regtig lekker ontspan en vir 'n week of 10 dae gerus. Ja, dit was ons hoogtepunt waarmee ons afgesluit het in Albanië, ook ons laaste stop hier in Albanië voordat ons nou na Montenegro toe gaan oorsteek. Lieflike kampplek reg langs die meer. Ons het elke dag heeldag geswem. Jy kan nie eintlik in die son lê nie want dit is so warm, maar as jy daar onder die sambreeltjies op die stoele lê langs die meer, dan koel jy lekker af. So dit was 'n heerlike rustyd vir ons gewees. Dit was regtig baie warm geweest. Gelukkig het hulle ook 'n baie lekker restaurant waar ons gereeld kon gegaan het, ietsie gaan eet het. Hulle bier is baie goedkoop, hulle kos is baie goedkoop. So ons is regtig goed geontspan terwyl ons hier by die meer gestaan het. Met die einde van ons Albanië paar weke het ons besluit om net so vinnig 'n recap te maak van al die lesse wat ons geleer het oor Albanië. Nou Amelia, jy weet beter as enige iemand anders en jy en Bianca dat ek maar baie skepties was oor Albanië. Ek was nie baie lus vir die storie nie. Maar nou ja, as jy moet Schengen shuffle, dan moet jy dit maar doen. Maar ek is nou so bly ons het hiernatoe gekom. Ek is so verras met die pragtige natuurskoon en al die potensiaal van hierdie land. Ja, ons was veral bekommerd geweest oor die paaie. Almal het vir ons vertel hoe sleg die paaie is. En ek was beïndruk geweest, of nie beïndruk nie, maar dit het eintlik beter gegaan as ons gedink het. Al die hoofroetes, daar's 'n hele paar nuwe paaie. Die hoofroetes ry goed. Die paaie, as jy afgaan van die hoogroete is nog steeds steepaaie, maar dan raak dit klein nou paadjies waar gewoonlik net een kar by mekaar kan verbygaan en dit is hier waar die probleme begin het.
Vir my was die eerste die Albaniese drywers, bestuurders, hulle is baie ongeduldig en alhoewel die spoedgrens maar 50 km/h is, as jy rustig ry, dan moet jy maar altyd in jou spieeltjie kyk, want jy kan maar weet, iemand gaan agter gaan verbykom. Hulle gaan sommer verby op enige plek, selfs op 'n blinde hoogte of om 'n draai. En as daar dan iemand van vooraf kom, dan moet jy maar net breek sodat hulle kan terugkom en uit die gevaar uitkom. Verder is die paaie, daar's nie 'n stroom nie, so daar's nie regtig 'n plek om af te trek nie. Paaie is vol koeie en bokke en hoenders en allerlei goeders, en dan nog ouens met fietsse en scooters en allerlei snaakse goed op die pad. So partykeer was dit maar beter om net 'n entjie af te trek en te wag tot almal verbykom. Ja, ons het uit 'n openbare vervoer oogpunt geen trein ooit gesien nie. Jy sien sulke dodgy bussies wat as openbare vervoer daar is. Daar's geen busstoppe byvoorbeeld nie. So jy sien sommer net so kort langs die pad, hier staan so 'n klompie mense bymekaar en as jy sien dan stop die bus daar. Lyk my dis maar 'n baie informele tipe manier wat hulle dit hierso doen. Nou ons het in die suide begin. Die suide was baie mooi geweest. Die kus is asemrowend. Dit het die mooiste deurskynende seewater. Is regtig mooier as op al die foto's wat ons gesien het. Dis glad nie sandstrande nie. Dit is sulke klipperige strande, so ons het maar sulke ou skoentjies waarmee ons loop tot in die water en weer uit, anders kry jou voete baie seer. En hoe meer jy verder noord beweeg het, hoe meer sanderig het die strande geraak en die sand was donkerder. So vir ons het dit gevoel die strande raak vuiler. Dit is dalk nog maar net 'n wanpersepsie, maar dit was ons gevoel gewees. Ja, tog. Plek het ons baie rommelstrooi gekry, maar oor die algemeen die plekke waar ons was die vullis daar nie in die strate gewees nie en ook nie so baie rondlope soos wat ons verwag het nie. So dit was eintlik 'n redelike positiewe ervaring vir ons rondom hoe skoon die land of hoe goed gediens die land is. Ja, ek weet nou nie van die positief nie. Hulle dienslewering is nie wat wonders nie. Ja, op die klein plekkies as jy nou regtig in die berge ingaan, dan kan jy sien hierso waar die vullis miskien so een keer in 6 weke kom haal, maar in die stede was dit nie te sleg. Ek dink Albanië vir enige iemand wat hou van eerste wêreld gerief en van eerste wêreld shopping, hou verby, moenie kom nie. As jy hou van avontuur en jy hou van natuur skoon, dan is Albanië die plek om te wees. Veral berge, ons het baie aan Reinhard en Bianca gedink, want hier is die lieflikste bergreekse. Ek praat nie van klein koppies nie, sulke lang bergreekse, pragtig. En oral tussen hierdie bergreekse is hierdie beautiful canyons en hierdie pragtige riviere en verskriklik baie water, mere oral. So ons het regtig ons asems was weggeslaan gewees deur die natuurskoon van hierdie plek. Ja, tog kry jy die indruk dat wanneer jy in 'n bietjie meer in die beskawing is, dat dinge vir 30 of 50 jaar stil gestaan het, nie veel ontwikkeling plaasgevind het nie. Jy sien baie ou vervalle huise. Klink vir my as 'n plek nie meer bewoon word nie, dan trek hulle net uit en bou nie weer in 'n langkant, so daar word niks gesloop nie. Die enigste nuwe ontwikkeling wat jy regtig sien is in die toeristegebiede, soos by Samuel, waar daar verskriklike klomp nuwe hotelle gebou word, maar in die woongebiede self sien jy nie regtig iets nuuts nie. Ja, as jy wonder wat kraak en skree so, ek en Arno sit so buitekant rolbos en die bo ons het die voëls besluit, hulle wil nou te kere gaan. So dis hulle wat so aangaan. Ons wil graag hierdie videoetjie post voor ons uit die land uit gaan, want dan moet ons nou weer 'n ander sim kry. Ja, dit is regtig so warm om in die motorruimte soos hulle dit doen, so ons sit maar hier buitekant op die gras. So verduur maar die geraas 'n bietjie. Okay, dan oor die mense. Nou, die taal is baie moeilik. Opvallend vir ons was dat die ouer en die middeljarige generasies baie ongeletterd is en die jongeres wat meer geskoold is en veral Engels tot 'n mate kan praat, kry die werke. So die arbeiders, die kruiwaalstoters en die gatgrawers is die ouer generasie. Nou, op die oog af
lyk die mense baie onvriendelik, maar as jy oogkontak maak, dan kom jy agter maar hulle is eintlik nie onvriendelik nie, hulle is 'n bietjie agterdogtig en as jy net vriendelik genoeg is, dan ontdooi hulle sommer dadelik. Ja, toch was dit, ek dink vir manne baie moeilik geweest, want 'n vrou het nie eintlik 'n rol hierso nie. Absoluut patriargaal. Manne kan kontak maak met die ouens gesels en hulle sal na my toe kom my antwoord en hulle sal heeltemal ignoreer. Dit gaan nie goed af nie, Ek sien ook gereeld die men baars waar die ouens in die oggende vroeg sit en dan drink hulle koffie en hulle raakie. En jy sien nie die vrouens nie, want die vrouens is in die huis, hulle moet kos maak en hulle moet skoonmaak en die man sit regtig die hele dag in die kafee en die gaan haal maar nie die geld in die middag. Ja, ons het ook die indruk gekry, daar's maar baie korrupsie in die land. Nie dat ons ervaring van korrupsie het nie, maar dit is baie duidelik dat daar 'n klein handjievol mense is, mans, wat al die finansiële mag het in hierdie land. Hulle is almal well connected, ons het hulle sommer die dons genoem, want hulle dra almal swart broeke, swart t-shirts, swart hemde. En hulle ry groot swart Mercedes, en is hulle wat die toutjies trek en ryk word, terwyl die res van die land nauweliks oorleef en duidelik van die hand na die mond lewe. Dis ook opvallend, die base, soos ons gesê, dra swart en die klase dra almal wit t-shirts, wit hempies, wit t-shirts. Ja, dit is maar 'n baie interessante kultuur. Ons is gelukkig om kontak te maak met 'n vrou wat 'n sendeling is nou al so 9 jaar hierso in Albanië. Sy het vir ons gesê op die meeste is daar so 2% Christene. Die res is moslim, maar hulle steur hulle nie eintlik aan die moslim reëls, hulle doen eintlik maar wat hulle wil. Jy sien ook nie dat hulle veel so, die burkas aantrek of so nie, so hier en daar sal jy 'n vrou met 'n kopdoek sien, maar oor die algemeen is hulle meer ingestel op die, wat sy noem die shame culture, en die shame culture is maar net daarop dat mans beheer alles en vrouens moet nie gesien word nie, en vrouens mag niks doen nie, hulle het geen reg nie, en so sien jy maar oralste en dit word maar so aanvaar. Right, dit oor die mense, nou die kos. Ons het verskriklik lekker geëet en ons het baie geëet hierso. Die tradisionele kos was vir ons baie lekker geweest. Een van ons gunsteling goed was om 'n boerek te eet. Amper elke liewe dag het ons in hierdie land 'n boerek geëet. Nou, boerek is amper soos 'n pastei, maar die pastei is gemaak van filo pastry. Alles wat hulle maak is van filo, soos baklava ook maar van filo is. En dan binne is daar verskillende vulsels, maar dit is absoluut heerlik. Dit word elke dag vars gemaak en ek en Arno het regtig by elke bakkery wat net 'n paar 100 meter van mekaar af ingeloer om te kyk wat 'n nuwe boerek kan ons proon eet. Ja, dit is regtig lekker, meestal met eie of met kaas of met selfs vleis gevul. Verder het hulle 'n paar tradisionele breedie tipe van geregte. Tavi doen hulle dit allemaal. Tavi kosie. Ja. En dan ek dink hulle eet baie bone en sulke goeders vir proteïene, want vleis is nie vreeslik hoog op hulle spyskaart. Nee, maar hulle maak die heerlikste kaas. Hemel, en dit is spotgoedkoop. Dis amper 'n tipe feta met 'n yoghurt basis, so dit is verskriklik lekker en dan bak hulle die groente so in hierdie feta kaas. Dit is baie lekker geweest. Hulle is ook baie lief vir slaai, maar hier is dit so warm, jy kry nie blare in jou slaai nie, so dit is tomaties en komkommer en olywe en van hierdie kaas of dit is wat lemoen of spanspek of wat kaas, so hulle is baie lief vir hulle slaai. Ja, en dan ook green peppers en eiervrug wat hulle ook so bak in die oond, wat ook baie lekker is. Teleurgestel in hulle wyn, ons het nie regtig 'n lekker wyn hier so raak geloop nie, ons het by 'n paar plekke gaan proe. Maar hulle wyn is nie vir ons lekker nie, hulle bier is baie lekker, hulle hele paar biere wat hulle bemark hier so. Dit is natuurlik saam met pizza's nog een van hulle
goed in die restaurante. In Albanië was dit moeite werd geweest, maar ons sien ook nou uit om aan te skuif Montenegro.